Goeiemôre. Ek sit en luister nou net na 'n paar Adidas wat hier oor ons pastorie in Amersfoort vlieg. En ek dink dit pas nogal baie mooi by wat ek vanoggend gou met julle wil deel. Die julle het seker al gesien dat voëls vlieg in groepe, voëls bly in groepe, diere werk so. As jy na die beeste kyk, hulle bly maar in 'n groep, in 'n trop, soos ons dit noem, swerms die voëls en en hulle stap agter mekaar, hulle stap saam met mekaar na water toe, saam met mekaar na weiding toe ensovoorts en 'n dier wat alleen is, dis asof die arme dier net nie kan oorleef nie. Hulle soek 'n trop. En in 'n sekere sin weet ons dat ons as mens ook maar so is. Ons wil deel wees van 'n groep. Hulle sê tieners wil soek 'n portuïergroep, kleuters, laerskoolkinders ensovoorts wil definitief deel voel van 'n gesin of van 'n familie dan, van 'n groepie waar hulle kan voel hulle word aanvaar en hulle kan hulle self wees. Ons as mense is groepsdiere kan hulle maar noem. Die Here God het ons so gemaak. In 'n groot mate is God ook 'n groep. Die ons belydenis, ons Christelike belydenis sê dat die Here wat ons ken en wat ons leer ken het en wat ons leer ken in die Bybel is drie eenheid. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees en hulle vorm 'n fantastiese groep en is ook een. Hulle eenheid lê reeds in hulle wonderlike groepwese, hulle saamwerking, hulle saam dink en saam voel en saam optree. En ons is so gemaak, ons is gemaak na die beeld van God. So ek en jy wil deel wees van 'n groep. En dit is 'n verskriklike sielkundige krisis vir mense as hulle voel hulle word uitgestoot. Hulle is nie meer deel van 'n groep nie. Hulle word nie meer besoek nie. Hulle kan nie saam koffie drink saam met iemand anders nie. En ons weet dit is ook 'n hartseer storie as 'n mens op een of ander manier besluit hy of haarself wil hulle onttrek van die samelewing of van ander mense. Dis asof hulle lewens ophou. En Jesus praat daaroor as hy praat oor die eise van navolgingskap of disippelskap wat ons lees in Lukas 14. Hy sê groot skare mense het saam met hom gereis want hulle wil deel wees van dit wat hulle by hom beleef en sien. En hy sê toe as iemand na my kom en my nie liefhet bo sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja selfs sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Wie nie sy eie kruis dra en my volg nie, kan my disipel nie wees nie. Dit beteken dat Jesus sê as jy deel wil wees van my groep, dan moet jy nog maar my leierskap aanvaar en my wil en my begeertes. Dit is hoe dit in 'n groep werk. Anders kan jy nie af van die deel wees van hierdie groep nie. Maar dis nie te sê as jy deel word van die groep van Jesus Christus dat jou identiteit verloor nie. Jy neem die identiteit van die groep en in die groepsidentiteit vind jy jou eie identiteit. En weet julle, dit is dan maar 'n wonderlike identiteit in die Christelike geloofsgemeenskap. Jou identiteit te vind, want jy vind dit indirek in God, by die Here, die oorsprong van lewe. En dan sê hy ook verder aan, praat hy oor besittings ensovoorts. Ehm jy kan nie net so kan nie een van julle wat nie van al sy besittings afstand doen, my disipel wees nie. Dis die drie groot eise wat hy hier stel oor disipelskap in Lukas 14 vanaf vers 25. En hierdie drie eise, ek wil net vinnig daaroor praat. Die eerste een sê jy moet jou naaste of jou mense naby aan jou moet jy nie bo my stel nie. En dit is 'n belangrike ding wat Jesus Christus sê. Want as ons hom eerste stel, elk van ons lewe kan ons baie meer beteken vir ons broers en ons susters en ons ma en ons pa, familie en vir ons gemeenskap, vriende. Want dan doen ons dit op 'n manier wat die Here ons meer seën. Dan kan ons waarlik vergewe. Dan kan ons waarlik vriendelik wees en gasvryheid betoon. En dan kan ons eie sondes en ons eie swakhede erken, want ons is volg vir Jesus. Dan beteken ons baie meer vir ons naaste. So Jesus sê eintlik, as jy my liefhet bo hulle, dan is jy 'n geskenk vir hulle. Die tweede ding wat Jesus sê, jy moet jou eie lewe verloor. En dit maak ontsettend baie sin. Want as ons net vir onsself leef, soos julle kan verstaan, ek bedoel, dan gaan dit net oor myself, my eie begeertes en my eie vervulling. Niks oor die naaste of hoe die diere rondom my en die natuur, niemand nie. Maar as ek my eie lewe neerlê, beteken ek volg vir Jesus, ek vaar hom as die Here en ek dien hom en eer hom en verheerlik hom en ek soek sy wil, dan lewe ek regtig, want dan beteken ek iets vir mense en vir die samelewing en natuurlik vir God. Dan het my lewe werklik betekenis. En die derde ding wat ek praat oor besittings, dit daaroor hoef ons nie baie te sê. Want ons weet nie een van ons kan ons identiteit vind as 'n groepsdier, 'n groepsmens
in dit wat ek besit nie. Dit wat ek besit kan nooit vir my identifiseer nie, want dit word weggevat, onmiddellik. Dit kan skielik verdwyn en dit veroorsaak 'n hengse klomp vrese by ons, want nou moet ek hierdie goed beskerm en ek moet dit bewaar en ek moet tog net die mense weghou van my goed af ensovoorts. So ek hoop jy aanvaar weer die eise wat Jesus stel aan jou as jy wil deel wees van sy groep, van die kerk van Jesus Christus, van die liggaam van Christus. Deel wees van God as groep, Vader, Seun en Heilige Gees. Kom ons vra vir die Here om ons te help. Here, help vir my en ons gesin, huwelik, familie, help ons om deel te wees van u groep, Here. Leer ons wat die reëls is van deel wees van die groep. So want ons wil werklik leef. Ons wil ons ware identiteit vind by u en in u groep, Here. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Tot volgende keer.